Annie almal, baie welkom. Dankie dat jy weer inskakel en dankie dat jy deel van hierdie kursus is van die Heilige Gees. Dankie dat jy moeite doen om in 'n sirkel te wees, of daar 'n gesin 'n sirkel is, saam met vriende, of daar kry jy in die kar en jy luister hierna. Maar ek dink hierdie kursus is geweldig belangrik vir ons as kinders van die Here om te kan leer oor die Heilige Gees. Nou ek bid dat jy jou hart sal oop hê, dat jy sal luister en met die gedagte, ek wil hoor wat die Here sê en ek wil leer. Nou vandag se tema is, ken die Heilige Gees. En ons gaan daaroor praat, maar kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons weer kan saam luister. Dankie dat ons saam kan leer. En ek bid vir elkeen wat hier luister na my, dat hulle harte sal oop wees om te kan hoor wat U sê. Harte sal oop wees om in te neem en dat U leer. Here, hierdie tema om U te ken die Heilige Gees. Here, help my met vrymoedigheid hierdie woord te kan spreek en dat mense se harte sal oop wees om dit te kan hoor. Dankie dat U ons nie veroordeel nie, maar dat U ons liefhet. In die naam van Jesus. Amen. Nou, om te ken, is om kennis te hê van iets. As ek vir jou sê, ken jy wiskunde, dan kan jy wiskunde doen. As ek vir jou sê, ken jy die pad Kaap toe, dan sê jy, ja nee, ek weet jy ry tot daar en jy ry daar, jy ken die pad. Maar as ek vir jou sê, ken jy iemand, dan sal mense vir my sê, ja, ek ken daai ou, wat ou se naam nou weer? Dan ken jy hom nie regtig nie. Ek dink wanneer dit by mense kom, of 'n persoon ken, dan is dit in verskillende vlakke, hoe jy daai persoon ken. Jy weet vir hom, hy's net 'n kennis, dan is hy 'n vriend, dan is hy iemand wat baie naby is, en dan ook nog 'n man-vrou verhouding wat baie naby is, of ouers en kinders verhouding is, wat baie naby is, want omdat jy baie tyd saam spandeer, ken jy mekaar baie goed. So dis met hierdie gedagte, dat ek oor die Heilige Gees wil praat. En ek wil jou vra, om die boek van Handelinge te vat. Dis jou huiswerk, dalk vir hierdie week of vir hierdie maand, en gaan lees bietjie die boek van Handelinge. Van Handelinge 1 af, gaan lees Handelinge. Maar gaan lees met die gedagte, jy kan lees van wat die kerk alles gedoen het, of wat Paulus alles gedoen het. Gaan lees die gedagte, orals waar hy praat oor die Heilige Gees. Vat 'n pen en papier, en gaan skryf dan neer al die tekste, wat jy het van die Heilige Gees. Nou, ek het 'n baie interessante ding raak geleer, of gelees, hoe jy dit ook wil sê, is dat Paulus kom tot bekering. En jy weet, en as jy gaan lees waar Paulus tot bekering kom, en hoe hulle vir hom gebid het, en hy vervul is met die Heilige Gees, en hy geleer is, en so aan. Maar Paulus sê dan self, dat ek is geroep vir die heidene. Ek is soos 'n lig in die duisternis, Handelinge 13. Hy sê, my opdrag, ek is 'n lig vir die nie-Jode, sodat ek vir hulle verlossing kan bring, daar verlossing vir hulle kan wees. Handelinge 18 sê hy, toe die Jode my weerstaan, het ek die stof van my klere afgestap, en gesê, ek is onskuldig, en ek gaan my toespits op die nie-Jode. Vir die Romeinse kerk skryf hy, van al hierdie dinge, dat ek as apostel vir die nie-Joodse nasies daar is. Dis sy bediening. So Paulus weet baie duidelik, sy bediening is om vir die nie-Jode te gaan nie. Maar weet jy, Paulus was so lief vir die Jode gewees. Hy was so lief om sinagoge toe te gaan. So elke dorp waar hy gekom het, het hy na die sinagoge toe gegaan. En dis daar waar hy moeilikheid gekry het. Dis daar waar hom in die tronk gegooi het. Dis daar waar hom geslaan het. Dis daar waar hom gestenig het. Dis daar waar hom beledig het. Dis daar by die Jode waar hy groot moeilikheid opgetel het. Waar hy net moes bly by die opdrag wat God vir hom gegee het. Later in sy lewe het hy duidelik besef, en hy het dit net daarby gebly. Nou die Here was lief vir die Jode. Hy het Jakobus vir die Jode gestuur, hy het Petrus na die Jode gestuur, hy het Johannes na die Jode gestuur. Maar Paulus het hy vir die nie-Jode gestuur. En Paulus moes bly by die Heilige Gees. En dis wat ek graag wil hê jy moet doen. Jy 'n bietjie gaan lees oor alles wat die Heilige Gees werk. Paulus moes bly by die opdrag van die Heilige Gees. Nou as jy gaan lees, Handelinge gaan lees oor die Heilige Gees,
dan kom jy iets baie vinnig agter. Dat daar's die Christelike geloof is eintlik dood sonder die Heilige Gees. Sonder dat jy vir die Heilige Gees luister, kom jy in groot moeilikheid. Daar is groot moeilikheid, dis 'n dood, daar's 'n droogheid sonder die Heilige Gees. As jy arbei sonder die Heilige Gees, dan word 'n mens moeg, dan word jy gestenig, jy word beledig, jy word geslaan, want jy's uit die plek uit waar God jou wil hê. Sonder die Heilige Gees is daar geen verhouding met God nie. Jy kan nie in verhouding met God wees nie. As jy die Heilige Gees uit die kerk uitvat, dan is die kerk eintlik maar net 'n sosiale klap, of nog erger, dit word 'n godsdienstige institusie. En ek dink die hartseer is dis hoe baie kerke is. Die gebou is amper 'n museum en daar's geen belewenis van die kerk nie, van die Heilige Gees nie. En dit is belangrik as jy in fokus deel kom, met jou hart eintlik altyd oopstel vir die werking van die Heilige Gees. As die Heilige Gees nie daar is daar geen visie nie. Daar's geen blydskap, daar's geen vreugde, daar's geen vryheid van die Heilige Gees nie. Dan wil jy iets baie belangrik leer, en jy kan jou Bybel oopmaak of saam met my lees, 2 Korintiërs 3 vers 15 en 17. En dit raak die kerk geweldig baie, dit raak jou lewe ook baie. En hoor wat sê hy, en gaan lees 1 Korintiërs 3, dan praat hy van die wet wat dood was, en ons is nie meer onder die wet nie. En dan vers 15, maar tot vandag toe elke keer wanneer Moses gelees word, dis die wet, lê daar 'n sluier oor hulle harte. Telkens egter wanneer iemand hom tot die Here wend, word die sluier afgehaal. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So hy sê baie duidelik, in jou lewe kan jy wil wetties wees, daar's geen vryheid nie, en ek sien dit by mense, hulle probeer wetties so goed hou, daar's geen vryheid nie, maar waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Vryheid beteken nie losbandigheid nie, vryheid is om te leef, ek beleef vryheid, ek beleef nie 'n las oor myself nie, ek beleef vryheid. Nou, as jy dan dink, waar is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is op hierdie aarde, die Heilige Gees is alomteenwoordig, die Heilige Gees is oral. Dawid skryf Psalm 139. Hy sê, waarheen kan ek gaan weg van die Gees? Waarheen kan ek vlug weg van die teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel? Hy is daar. Gaan lê ek in die doderyk? Hy is ook daar. So die Gees van die Here is oral. Nou kan jy sê, maar Johan, as die Gees van die Here oral is, daar's nie oral vryheid nie, want daar's oorlog en daar's haat en daar's beklei en daar's nie vryheid nie. Maar daar's iets wat jy moet raak lees hierso. En dit is, en hy sê, 2 Korintiërs 3 vers 16, hy sê, of vers 17, hy sê die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar's vryheid. Daar die Here beteken kairos, beteken supreme authority, hoogste gesag. Nou, daar is die vryheid in baie baars, as jy daar kom is daar bekleierery en vloek en skel, daar's nie vryheid nie, daar's nie vryheid in huwelike nie, daar's nie vryheid in verhoudings nie, daar's nie vryheid by die skole nie, daar's nie vryheid in die tronk nie, daar's nie vryheid op klomp plekke in die wêreld nie. Hoekom? Omdat die Heilige Gees nie die hoogste gesag in jou lewe is nie. En vat vir Paulus wat die Here ken, maar tog is dit vir wie hy lief is, so belangrik sy lewe, dan kom hy in die moeilikheid. En as hy in baie moeilikheid, as hy gesê het, ek gaan net vir die heidene, niks met die Jode te doen nie, het hy dalk baie minder moeilikheid gehad. Nou, ek kan kom en vir jou sê, maar jy moet die Heilige Gees ken, en ek kan jou voorstel aan die Heilige Gees. Maar dink 'n oomblik daaraan. Ek en my vrou Kayla is nou oor die 31 jaar getroud, ons ken mekaar seker 33, 34 jaar. Dis onmoontlik om in 'n paar sessies jou te leer wie my vrou is. Ek kan jou leer waar sy gebore is, wat sy kleur hare, wie sy is, wat sy van hou en nie van hou nie, en ek kan 'n klomp goeters vir jou leer daarvan. Maar eintlik ken jy haar nie. Daai ken is om persoonlik te ken, in diepte te ken, in intiem te ken. Ken is nie net kopkennis nie, maar hartkennis. Ek en my vrou is op daai plek. Ons kyk net met mekaar, dan het ons 'n gesprek. Ons kyk net vir mekaar, dan weet ons wat
die ander ene sê, dis daardie verhouding. Nou as jy dink aan die Heilige Gees, dat die Heilige Gees is ewig, van die begin tot die einde, daar is eintlik nie begin en die einde nie, hy is ewig. Ewigheid het nie tyd, het nie ruimte, het nie spasie nie. Dis ewig. En nou moet ek in 'n paar sessies jou probeer leer oor die Heilige Gees. Dan wil ek jou eintlik aanmoedig om op 'n plek te kom om die Heilige Gees te leer ken. Jy ken deur om te begin lees oor die Heilige Gees, om te leer van die Heilige Gees, maar dan ook om in verhouding met die Heilige Gees te begin staan, om uit te kyk vir die Heilige Gees en dat God groot word in jou lewe, dat die Heilige Gees die oppergesag in jou lewe word, dat hy Here in jou lewe word. En die oomblik as dit gebeur, dat jy kan verstaan hoe die Heilige Gees werk, dat jy kan verstaan dat jy in verhouding met die Heilige Gees kan leef. En dan is die vraag, maar het jy die Heilige Gees? Nou, almal wat tot bekering kom, het die Heilige Gees. Bekering beteken, ek verander van gedagte, ek aanvaar Jesus as my Here. En my mening, dis die Heilige Gees wat na jou roep, so ek sê ja vir die Heilige Gees, en die oomblik jy ja sê, kom die Heilige Gees, en hy woon in jou. Dis jy wat die Here dien, die pad van die Here loop, en saam met die Here is, en 'n pad saam met die Here loop. Maar dan wil ek jou leer oor die Heilige Gees, so die Heilige Gees wat in jou is. Maar jy moet begin besef wie die Heilige Gees is. As jy die Heilige Gees wil leer ken, moet jy in die eerste plek verstaan dat hy 'n persoon is. 'n Goddelike persoon van die drie-enige God. Net soos die Vader, net soos die Seun, net soos die Heilige Gees. Vader, Seun en Heilige Gees, elkeen van hulle wat God is en elkeen van hulle wat 'n persoon is, 'n persoonlik is, wat die Heilige Gees wat heilig is, totaal wys is, almagtig is, alwetend is, en tog hierdie sagte Heilige Gees, hierdie sensitiewe Heilige Gees, Heilige Gees wat medelee met ons het, wat ons bemoedig, wat ons vertroos, wat met ons is. En dan moet jy verstaan dat ons kan die Heilige Gees ken. My hartseer is, baie mense sukkel om die Heilige Gees te ken, want hulle sien die Heilige Gees as maar net 'n invloed, 'n geestelike invloed. Hulle sal praat van the Holy Ghost. Hulle sien hom as 'n ghost, as 'n gees. Dan dink ek, gaan jy sukkel om die Heilige Gees te ken. Aan die ander kant sien mense die Heilige Gees as hierdie absolute krag wat werk. En dis die waarheid, 'n geweldige krag. Maar wat met hulle gebeur is, hulle kom op 'n plek, maar ek is beter as jy, want ek het die Heilige Gees. Jy weet, ek is vervul met die Heilige Gees, en ek het die Heilige Gees. En al twee mense hoor ek sê, Here, geef my meer van die Heilige Gees, want hulle wil meer krag hê, of meer invloed hê. Hulle wil meer van die Heilige Gees hier binne in hulle hê. Maar as jy die Heilige Gees ken, en jy besef, maar hy's persoonlik, hy's 'n persoon, wat jy in verhouding kan staan, dan wil jy sê, Here, ek wil meer van myself gee. As ek en my vrou in verhouding staan, ek wil meer van myself gee. Ek wil minder word, ek wil meer gee. My hartseer is met die Heilige Gees, dit gaan oor, dis 'n klein stemmetjie. Dis nie 'n klein stemmetjie nie, dit is God se Gees, persoonlik. My hartseer is, mense wat ook sommer goed kom sê, oor die kerk, of oor predikante, of oor mense, en sê, daai ou het die Gees van die Here, daai ou het die salwing van die Here. Eendag het sy oom gewees, 'n pastoor wat gepreek het, en hy het absoluut 'n gawe van profesie en kennis, en hier kom 'n oom en sê, ja, sy manier van preek is nie van die Here nie, daai ou het nie die salwing nie. Sê ek vir hom, oom, nou bly jy stil, want jy loop op dun ys. Jy begin 'n oordeel, soos die Fariseërs, deur wie se gees Jesus te doen. Jy het niks oor iemand anders te sê nie. Dink daaroor, jy het niks oor my vrou te sê nie. As jy my vrou wil ken, moenie praat van haar as 'n ou dingetjie en iets kleins nie. Wat nog erger sal wees, mense wat die Heilige Gees spot, die werking van die Heilige Gees spot,
Dalk was jy al deel van so 'n gesprek, groot geword in 'n kerk waar daar gespot word, dan vra ek jou om verskoning vir die Here te vra en sê, Here, ek is jammer. Matteus 13 lees ons waar Jesus in sy eie dorp kom en dan het hulle aanstoot geneem en hulle aanvaar Jesus nie en dan word hy nie geëer nie en as hy nie geëer word nie, werk hy nie. As hy nie geëer word nie, geen wonderwerke, hy manifesteer nie, die werking van die Here is nie daar nie. En ek dink as jy in 'n kerk sit waar die Heilige Gees gespot word, of waar ander kerke gespot word, kom vinnig uit daai kerk uit. Want jy's op 'n plek waar die Heilige Gees nie is nie. Nou as jy vir my vra, ek moet die Heilige Gees ken, dan kan ek 'n paar goed sê van die Heilige Gees. Want jy altyd moet onthou, weer eens, hy's een van die persoonlikhede van die drie-enige God. Hy het gedagtes oor ons, die Heilige Gees. Hy het 'n wil. Hy wil goeders doen. Hy wil gee, soos hy gee gawes soos hy wil. Hy het emosie. Hy het liefde, hy het vreugde. Dis die Heilige Gees wat ons troos. Dis die Heilige Gees wat met ons praat. Hy praat baie duidelik. Ja, ek dink die Heilige Gees praat sag, want as hy hard skreeu, gaan jy bang wees. Maar die Heilige Gees wat jou praat, is die Heilige Gees wat jou leer. Ek dink nie die Heilige Gees kla jou aan nie. Dis die duiwel wat jou aankla, maar die Heilige Gees oortuig jou. So hy leer jou. Hy oortuig jou van wie hy is. Jy kan die Heilige Gees bedroef maak. Jy kan die Heilige Gees beledig. Jy kan die Heilige Gees uitblus. Paulus sê, blus die vuur van God nie uit nie. Jy kan die Heilige Gees beperk, omdat hy 'n persoon is, kan jy sê, nee, jy beperk. Nou, dink 'n oomblik daaraan, nou, hoekom word die Heilige Gees so verkeerd verstaan? Want as ek jou nou wil leer, ken oor die Heilige Gees, dan sukkel mense om dit te verstaan, of die Heilige Gees te verstaan, en te verstaan dit wat ek oor praat. Maar weet jy, al 4 die evangelies kom, dan leer ons, toe Jesus gedoop is, het die Heilige Gees gekom, en soos 'n duif op hom kom sit. En dan het ons hierdie gedagte, maar die Heilige Gees wat 'n duif is. Ons het gepraat oor die Heilige Gees wat 'n wind is, die Heilige Gees wat water is, die Heilige Gees wat 'n vuur is. Maar dit beteken nie dis hoe hy lyk nie. Ons kyk na mense en sê ons, ja, daai ou kan hardloop soos die wind. Ja, daai ou is 'n windhond. Beteken nie hy's 'n hond nie. Dit beteken, ons sê iets van hoe hy kan hardloop. Ja, daai ou is so sterk soos 'n os. Dit beteken, hoe ek hom sien, dat hy, dit beteken nie, hy is 'n os nie, maar dis hoe ek hom sien. En dan het mense partykeer verkeerde gedagte oor wie die Heilige Gees is. Hier's Johannes, hy in Patmos, op die eiland Patmos, en hy, die openbaring by Jesus is, en dan kyk hy, dan sien hy hierdie vlamme, hy kan nie eers kyk nie, dan probeer hy Jesus vir ons verduidelik, wat amper so moeilik is, en dan sê hy, dat hy sien hom op die troon, 'n lam wat geslag is. Dit beteken nie, Jesus is 'n 4-voetige dier wat geslag is nie. Dit beteken, hy sê iets wie Jesus is. Maar hy's God, hy's drie-enig. Dan vra ek weer, wie is die Heilige Gees? Hy's een van die 3 goddelike persoonlikheid van die Heilige Gees. Hy was van die begin af daar gewees. En dis hy wat ook gesê, dis reg, ek sal na aarde toe kom. Jesus het gesê, dis goed, laat ek na my Vader toe gaan, dat die Heilige Gees kan kom. Nou die Heilige Gees, die aarde was woes en leeg, toe's die Heilige Gees daar. Vandag is die Heilige Gees hier. Maar wat so mooi is, Genesis 1 vers 26, dan lees ons, waar hy sê, laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. God kom nie en sê, ek wil mense maak nie. Hy sê, laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. En dan word ons gemaak soos God. 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. 'n dier, 'n boom, kom ek sê eers, 'n boom het 'n liggaam. 'n dier het 'n liggaam. Nou, dink hulle baie keer hy het 'n siel. Ek hoor ou sê hy het 'n siel. Ek dink nie, ek dink hy tree volgens sy natuur op. Want as jy 'n siel het, moet jou gewete jou kan aankla. Die feit dat jy gewete het, is 'n bewys dat jy 'n siel het. 'n dier het nie 'n gewete nie. So hy tree volgens sy natuur op, hy tree volgens sy gewoontes op.
maar dis die Heilige Gees of wat met ons praat. Ons is gemaak soos God. So God kan met ons praat. Jesus kom en hy sterf vir ons aan 'n kruis, hy betaal ons sonde, maar die Heilige Gees kom woon in ons. Nou kan ons die Here aanbid, ons kan hom vereer, ons kan hom dien, ons kan hom luister, ons kan diensknegt wees, want ons is gemaak soos God. Dit beteken vir my, ek is gemaak dat ek by God kan inpas, dat die Heilige Gees in my kan werk, by my kan inpas. Nou, Adam is uit hierdie aarde uit geskape, maar God het sy asem in hom ingeblaas, hy het sy gees in hom ingeblaas, en die oomblik toe God sy gees in hom inblaas, toe word hy lewendig, en hy lewe, en ons het die Heilige Gees in ons. En ek glo, Paulus skryf, hy sê, besef julle dan nie dat julle is 'n tempel van die Heilige Gees. Hier my liggaam, die Heilige Gees woon in my. Ek is gemaak dat die Heilige Gees in my kan woon. Ek woon hierso in die Heilige Gees woon in my. Nou, dink 'n oomblik, ek en my vrou Kayla bly saam in een huis. Ons sê ons is getroud. Ek sê ja, dit is my vrou. Maar ek leef verby haar. Ek ignoreer haar. Ek praat nie met haar nie. En wat ek agterkom, daar's baie mense wat so leef, dan het hulle ook nie meer liefde nie. Hulle verloor hulle liefde. Hoe erg sal dit wees as ek in die huis bly en ek beledig haar ook nog. In die huis bly, sy praat en dan doen ek iets anderste. Dit wat sy sê, ek spot haar, ek beledig haar, ek minag haar. Hoe erg sal dit wees? My hartseer is, dis hoe baie mense dalk is, en daarom wil ek jou aanmoedig om die Here, om die Heilige Gees te ken. Nou, Jesus is vir ons 'n voorbeeld waar hy totaal en afhanklik van die Heilige Gees was 100% afhanklik gewees. Hy was afhanklik van die Heilige Gees, dat hy geen wonderwerke gedoen voordat hy nie die Heilige Gees op hom gekom het nie. Toe hy gedoop is, die Heilige Gees op hom, daarna het hy wonderwerke gedoen. Hoor wat sê hy in Johannes 14 vers 10. Glo jy dan nie dat ek in 'n hegte verhouding met die Vader leef en hy in my nie? Net soos wat die Heilige Gees in my is, dat God in my is. Die gedagtes wat ek met julle deel, kom nie uit myself nie, maar dit kom van my Vader wat in my bly en deur my sy werke uitvoer. Wow, so die Vader nie wat daar in die hemel is nie, hy sê, maar dit kom van my Vader wat in my bly en deur my sy werke uitvoer. En dan kan jy wonder, maar hoe kan Jesus dit sê? Maar jy moet onthou, dat Jesus verwek is deur die Heilige Gees. Maria is bevrug deur die Heilige Gees. So die Vader, die Heilige Gees wat in hom is, en hy noem hom, my Vader wat in my bly, en wat my werke deur hom doen, die Jesus wat die Heilige Gees die heeltyd saam met hom het. Nou as jy nou begin vir my vra, maar hoe werk dit? Ek weet nie, maar dis wat die skrif sê. So, Jesus, wat wil sê, my Vader se Gees wat in my bly, wat deur my werk, wat in my werk en deur my werk, die Heilige Gees wat sal my werk, hierdie persoon wat in my is. Hy leef nie sonder die Heilige Gees nie. Jesus sê, ek doen net dit wat hy vir my sê. Ek doen net dit wat hy sê ek moet doen. Ek doen net dit wat hy deur my manifesteer. Dit wat hy deur my werk. Dis wat ek doen. Niks anders nie. Nou moet jy besef, dat ons is dieselfde as Jesus. Hoor wat sê Johannes 14. Kom ek lees vir jou Johannes 14. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitgehoorsaam. Jesus, as jy die Heilige Gees liefhet, sal jy die Heilige Gees se opdragte gehoorsaam. Jesus kom en sê vir ons, as julle my liefhet, sal jy my opdragte gehoorsaam. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander raadgewer stuur, om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Dan sê die wêreld nie in staat om hom te ontvang nie, hulle kan hom nie sien nie, hulle kan hom nie ken nie. So Jesus wat kom en sê, 'n ander raadgewer vir julle gee. Handelinge 5, dan sê hy, ons is getuie daarvan, ons en die Heilige Gees, wat God gegee het aan die
wat aan hom gehoorsaam is. So wanneer het jy die Heilige Gees? Wanneer jy aan God gehoorsaam is. Kan jy die Heilige Gees ken? Wanneer jy aan hom gehoorsaam is. En ek dink hoe meer jy aan die Heilige Gees gehoorsaam is, hoe meer sal jy hom ken. Hoe meer sal hy deur jou begin werk, sal jy ken die werking van die Heilige Gees. Maar daar is iets baie mooi in vers 16 wat ek wil hê jy moet raak lees. Hy sê, en ek sal die Vader vra, Johannes 14 vers 16, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle ander raadgewer stuur, om vir altyd by julle te wees. Nou daai woord ander in die Grieks word op twee maniere gebruik. Die ene is Jetros, en die ander een is Alos. Jetros beteken 'n ander van 'n ander soort, en Alos ander van dieselfde soort. So sê maar ek gee vir jou 'n appel, en ek sê ek wil hierdie appel vir jou gee, en jy eet die appel, en ek sê kan ek vir jou ander gee, en ek gee vir jou hierdie perske, dan gee ek vir jou ander van 'n ander soort. So wat is die woord wat Jesus gebruik? Hy gebruik Alos. Hy sê ek gee vir jou 'n ander appel, dieselfde. So as jy Jesus kan ken, kan jy die Heilige Gees ken. So wat sê Jesus? Ek gaan na my Vader toe, en ek gaan my Vader vra om vir julle 'n ander raadgewer, dieselfde soort raadgewer as ek gee. Nou moet jy onthou, die 12 disippels het saam met Jesus geloop, hulle het saam met hom gewandel, hy het hulle geleer, hy het wonderwerker gewys, hy het hulle gestuur om duiwels uit te dryf, om siekes gesond te maak, om hulle te vertroos, om hulle te help, om met hulle te wees. Hy sê, ek is met julle tot die einde van dae. Wat sê hy? Hy sê, ek stuur 'n ander raadgewer. So baie mense sê vir my, Jesus, ek wens ek kan hom net saam met die Here gaan loop en 'n dag saam met hom spandeer. Jy hoef nie, want jy het 'n ander raadgewer wat net soos Jesus is, die Heilige Gees. Jy hoef nie eendag vir die Here alles te vra nie, jy kan nou vir die Heilige Gees alles vra, jy kan die Heilige Gees nou ken. Dink net as hy nie 'n ander gestuur het nie, dan moes ek nou 'n afspraak maak, ek moes Jerusalem toe vlieg, 'n afspraak maak, daar by Jerusalem, in die ry gaan wag om Jesus te kan sien, iets om kan vra, dan weer terugkom. Nou is die Heilige Gees oor die hele wêreld. En almal wat hulle harte vir hom gee, wat Jesus aanvaar as Here, die Heilige Gees aanvaar as Here, dieselfde Gees aanvaar as Here, selfde raadgewer, dan is dit asof Christus met my is. Want dieselfde Gees, en ek dink dit is die Heilige Gees wat Jesus lewend maak. So die vraag is, het jy die Heilige Gees? Ja, jy het die Heilige Gees. Maar die tweede vraag is, ken jy die Heilige Gees? Ken jy, bedoelende ek kan sien, dis God se Gees wat nou werk. Ken jy die stem van die Heilige Gees? Ken jy wanneer God nou met jou werk? Weet jy hoe die Here nou met jou werk? En kan ek dit duidelik sê? As jy vandag vir my sê, maar ek wil die Heilige Gees ken, dan moet jy intentioneel dit begin doen. Die Here wil jou ken, die Heilige Gees is daar. En ek dink hoe meer jy sê, Here, ek wil myself meer gee. Nie meer, ek wil meer van U hê nie, ek wil myself meer gee. Hoe meer gaan die Heilige Gees deur jou werk, hoe meer gaan jy die Heilige Gees hoor. Nou, dink 'n oomblik daaraan. Jesus het wonderwerke gedoen, goed uitbeleef, hy het bonatuurlike goed gedoen, omdat hy net gedoen het wat die Heilige Gees sê. As ek en jy net doen wat die Heilige Gees sê, gaan ons voorspoed beleef, guns beleef, dan gaan die Here, dit gaan met ons goed gaan. God gaan tog nie 'n ding doen om jou seer te maak en skade te doen nie. As jy dit dink, het jy heeltemal verkeerde gedagte oor die Here. Jy moet weet, dat God vir jou wil goed wees en baie goed wees. So vir my, Johan Brits, is dit geweldig belangrik, dat ek die Heilige Gees sal ken, want hy het gedagtes oor my, planne vir my, 'n wil vir my, 'n rigting in my lewe, hy wil saam met my wees, dis asof ek saam met Christus wandel. So ek vra jou weer, gaan leer oor die Heilige Gees, vat Handelinge, gaan lees alles oor die Heilige Gees. Nou ek voel in my hart om vir julle iets te vertel wat jare terug met my gebeur het. Ons het jong pastore, Amy was al gebore, ons bly in 'n huis, die huis was so in 'n L gewees, daar ken jy die storie,
maar ek voel in my hart om dit weer te vertel. En ek's op huisbesoek en my kollega bel my en sê, hier's 'n oomie by die kerk, hy's 'n kerkmens, en maar hy soek slaapplek. Vreemde oom, want my kollega weet, ons het so 'n kamer in die ander kant van die huis. Ek sê nie, okay, reg, ek sal hom vat. Ek gaan soontoe, vat hom, tel op, ek dink, my vrou gebel en sê, ek bring iemand huis toe, wat die aandag gaan slaap. Ons het kos, so die oom sit daai kant, nou is ek bang, ek ken nie hierdie ou nie. Dink 'n oomblik daar 'n vreemde mens in die huis laat slaap. So hy slaap aan die ander kant van die huis, maar hy kan reg deur die huis loop. Nou sit ek, en die oom sit op die bed, en hy's net daar by die huis, en ek gee hom 'n bord kos, en hy het die bord kos hier voor hom, en nou begin ek hom die Lewiete voorlees, sê, oom, jy loop nie in hierdie huis rond nie, oom, ek sit die alarm aan, en oom, jy moet weet, enige moeilik in die nag, het ek en jy nou moeilikheid, en ek lê, en ek skwaai met die oom, jy weet, want hy kan 'n deur oopmaak, en tot binne in my kamer inloop, jy weet, ek kan nie die huis so sluit, dat hy nie by my kan uitkom nie, en ek sê vir hom, dis reg, en ek draai om te loop, en die volgende ervaar ek baie duidelik, die Heilige Gees sê vir my, sê vir hom, oom, jy is welkom in my huis. En ek draai om en ek sê vir die oom, jy is welkom in my huis. En hy sit so, en hy lig sy kop en hy sê, ervaar jy nou die Heilige Gees wat werk? Maar wie, ek skrik vir my ore, Wim. Ek hardloop, ek sê, Kyle, al die deure staan oop, ek sluit niks, want God is hier. Nou, jare later het ek eintlik besef, die oom het heel moontlik nou net begin sit en bid, en sê, Heilige Gees werk nou. En die volgende oomblik, toe begin die Heilige Gees in my hart werk. Weet jy, ek het daai nag gaan slaap met geen vrees, geen niks, ons het geslaap. Die volgende môre toe ek opstaan, so oom sy bed opgemaak, hy is al reg, en Kyle hom toe stad toe gevat. Ek sê, van moet niks bekommerd wees nie, hierdie is 'n man van die Here. Maar hoor wat gebeur, die oomblik, toe ek luister vir die Heilige Gees, is daar vryheid. Hierdie oom wat bid, en hy bid dat die Heilige Gees moet werk, en die Heilige Gees word Here in my lewe op daai oomblik, en daar kom vryheid. Daar's geen vrees meer nie. Daar kom vryheid in my lewe. En dis wat ek wil hê, jy moet ken. Wat jy moet kan weet, wanneer die Gees van die Here met jou praat. Ek as pastoor is dit die belangrikste, dat jy moet weet hoe die Here met jou praat. Dankie dat jy wil leer oor die Heilige Gees en dat jy Handelinge gaan vat en gaan lees en kyk hoe die Heilige Gees met hulle werk. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat jy seun Jesus gestuur het. Jesus, dankie dat jy ons die woord gegee het, ons die Vader kom bekendstel het. Maar dankie dat jy terug na die Vader toe gaan het en die Heilige Gees vir ons gestuur het. Heilige Gees, dankie dat hy ons harte woon, en ek wil bid dat ons u sal ken. Ons sal u ken, leer ons om u te ken, leer ons dat ons in verhouding met u staan. Hoe meer ons u ken, hoe meer sal ons in verhouding met u staan. Bid nou vir elkeen wat na my luister, dat hulle harte sal oop wees om u te ken, en dat u met hulle kan praat. Dankie vir u liefde in u naam. Amen. Dankie, jy is 'n great blessing.